Halleluja. Nou ja, ons is amper klaar met Julie maand. Julie. Okay. Wat kom na Julie? Augustus. Wie van julle kan vir my sê, of wie van ons was in Julie maand ons gordyne? Nee meneer nie. Hoekom was ons nie in Julie maand gordyne nie? Hoekom nie? Gaan mooi droog word. Dit gaan vereis. Augustus maand waai die winde. Presies. Amen. En as jy in die Vrystaat bly, dan waai die winde, waai stof, rooi stof, waai dit op die gordyne. So, Jy was dit na die jy was dit as die Augustus winde klaar verby is. September, Oktober, 'n goeie tyd om al die gordyne af te haal en te was. Dan was jy al die sand uit. Nou, baie mense haat Augustus. Hulle hou niks van Augustus, want hulle hou niks van die wind nie. Maar, ek wil jou iets vra. Waarom het God dan 4 seisoene gemaak? Hoe het ek dit nou? Hoekom nie? Wie het 4 seisoene gemaak? Ek of jy of die eerste minister van die munisipaliteit of die ANC of wie het 4 seisoene gemaak? God het 4 seisoene gemaak. Nie ek of jy nie. En daar was 'n rede waarom hy 4 seisoene gemaak het. En ons moet leer om saam te leef met die seisoene wat daar is. Wie van julle weet dat dinge rondom jou verander? Hierdie wêreld waarin ons leef, verander gedurig. Ja. Dat is gedurig deur verandering. Vandag ry jy in die pad en die pad is mooi gelyk. Môre is daar 'n pothole in die pad. En dan skryf jy jou tyre af in daai pothole. En so verander dinge gedurig. En so ry ons verby die plek waar ons pa en ons ma gebly het en waar ons groot geword het. En ons sien daar's net murasies oor van daardie gebou. En mense het heimwee en jy verlang terug na daardie dae. Ja. En jy sit en dink, "Haai, dit was so nice hoe dit was." Maar ek wil vir jou sê dat God het seisoene gemaak vir 'n spesifieke rede. Daar's 'n rede waarom daar seisoene is. Daar's 'n rede waarom dit moet winter wees. Kinders, daar's 'n rede waarom dit moet winter wees. Daar's 'n rede hoekom dit moet koud wees. Die plante moet rus. Ja. En terwyl dit koud is, ek weet nie wie van julle het al gesien lemoenbome nie. Jy sal 'n hele boom vol lemoene hê en die lemoene is groen. En dan as die eerste koue kom, dan word daai lemoene lekker oranje. Die koue doen nie iets aan daardie lemoene. En so het God in sy almag en in sy alwysheid 4 seisoene gemaak en ons moet daarmee saamleef. So, in Augustus is daar wind. Wind, wind, blow on me, wind, wind, set me free. Nou, as die winde waai, moet jy weet, iets is besig om te verander. Winde van verandering. Ja, want as die wind nie waai nie, Kan die reën nie kom nie. kan die reën nie kom nie. So, daar's almekaar is daar hierdie verandering. Maar nou wil ek vir goeie nuus gee. In al hierdie seisoene, in die winde en in die stof en in die koue, is God by jou. God kan nie verander. Die seisoene kan verander rondom jou, maar God kan nie verander nie. God is altyd dieselfde. Maar ons moet saamleef met verskillende dinge in ons lewens. Vandag bly jy in Voortrekkerstraat en oormôre bly jy dalk in Hyacinthestraat op 'n ander plek. En ons moet saamleef daarmee. Amen. Verandering is daar. Nou, ek is seker nie een van julle het hierdie al so gesien nie. Maar kom ons gaan net eers gou na Handelinge 2. Vers 2 tot 4. En Jesus het vir hulle gesê, wag in Jerusalem op die belofte van die Heilige Gees. En hulle het gaan wag in Jerusalem. En hulle was almal bymekaar in die bovertrek.
En hulle was almal eendragtig by mekaar. En hulle het gewag op die belofte van die Heilige Gees. Vers 2, vers 1. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Hier kom hierdie wind. En hy blaas. Wat dink julle simboliseer dit as hierdie wind waai? 'n nuwe seisoen. Amen. Hulle het die hele tyd vir Jesus by hulle gehad. Jesus, Jesus, Jesus. En hier kom die wind. En hy blaas. En hulle word almal gevul met die Heilige Gees. En die Here sê, sien, hier begin 'n nuwe seisoen. Want as Augustus verby is, kinders, watter maand kom na Augustus? September. September. En die 1 September is Lente. Lentedag. Yes, dan trek julle almal gewone snaakse klere aan skool toe en dan betaal julle nog R5 ook daarvoor. Ja. Nee. En dan is die bome vol. Soos die skool kan verhaal. Maar na die wind verander die seisoen. En soos wat ons hier sien, en daar kom skielik uit die hemel die geluid soos van 'n geweldige rukwind, dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En, vers 4, hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En so sien ons dat 'n nuwe dimensie breek aan. Jesus fisies is nie meer daar nie, maar Jesus gee vir hulle 'n nuwe trooster en hy sê, kom, hier is die nuwe seisoen. Julle is almal nou gevul met die Heilige Gees. Heilige Gees is jou parakletos, hy is die een wat jou troos, die een wat jou help, ensovoorts. So, nou wil ek gou gaan na Josef. En ons kry dit in Genesis 37. Nou, ek wil nie julle moet so toe blaai nie, want ek gaan skip. Maar jy kan so toe blaai as jy wil so toe blaai. Kom ons kyk na die seisoene in Josef se lewe. Josef is jong, hy is 17 jaar oud en hy pas sy vader se klein vee op. Hoe oud is julle nou? Wie van julle is nou 17? Sê vir my, wie van julle is hier? Dankie, ek sê 17. Ja, Karen is ook 17. En Nadine is ook 17. Ja, Johan en Tasha is ook 17. En Chandra is ook 17. Wie van julle is raar ook 17? Ons het nie 17 jaar gesien nie. En ons sien, Josef is in die lente van sy lewe. Jy weet, daar is 'n tyd in jou lewe wat jou oë blink en jy's vars en jy's nuut en jy's in die lente van jou lewe en jy's verlief en die hemel hang vol viooltjies en blommetjies en jy ruik net parfuum in die lug. Jy is so Aangeskakel. ek wil die Engelse woord gebruik, besotted met hierdie persoon vir wie jy so lief is. Jy is regtig waar verknog aan hierdie persoon. En ons sien dat Josef hy was 17 jaar oud, en Josef was 'n dromer. Nou wil ek net vir julle 'n bietjie history gee van Josef. Toe Josef geleef was die Bybel nog nie geskryf nie. Hoor julle wat ek sê? Want dit was Genesis 37. Die Bybel was toe nog nie geskryf nie. Josef het nie die Bybel gehad om te lees nie. Maar, wat het Josef gehad? Josef het 'n pa gehad, wat Jakob was. En, alhoewel daar nie 'n Bybel was nie, het Josef vir God geken. Hoekom het hy vir God geken? Want Jakob sy pa het vir hom vertel van God. En ons sien in Josef se lewe dat God was
sentraal in sy lewe. God het hom stand gehou en ons sien dat Josef, pastoor dan die klippe val om hierso. En ons sien dat Josef het drome gehad. Hy het verskillende drome gehad. En die een droom wat hy gehad het is van hy gaan na sy broers toe en hy sê vir sy broers, ek het 'n droom gehad, ek droom dat ons sny gerwe op die land en my gerf wat ek gesny het, my koringgerwe wat ek gesny, staan regop. En julle gerwe kom almal en julle gerwe kom buig voor my gerf. En sy broers, want hy het 11 broers gehad, en sy broers was nie impressed daarmee. Hy sê, wat sê jy nou? Wat sê jy nou eintlik? God gee vir jou 'n droom, hoekom gee God nie vir ons drome nie? En hulle het Josef gehad daaroor. En toe kom Josef weer na hulle toe. En Josef sê, ek het nog 'n droom gehad. Ek droom die son, die maan en die sterre buig almal voor my neer. En sy pa, Jakob, was kwaad vir hom geweest. Sy pa sê, jy is 'n bietjie te groot vir jou skoene. Wil jy nou sê, ek en jou ma en almal moet voor jou buig? En Josef het stil gebly naderhand oor sy drome. Maar Jakob was baie lief geweest vir Josef. En hy maak vir hom 'n kleed, the coat of many colors. Die van julle wat weet van, daar's pleis en daar's allerlei goed, the coat of many colors. En Jakob het vir sy seun Josef 'n kleed gemaak met lang moue en dit het vreeslik baie kleure in gehad, verskillende kleure. Dit is lente. Sien jy, dit is lente in Josef se lewe. Hy trek hierdie kleed aan, is sy lentepakkie wat hy aantrek. En dis lente in sy lewe. Is lekker man, hy loop in die veld en hy weet sy pa is so lief vir hom. En dis lekker, dis lekker. Maar, as jy geroep word vir bediening, sal daar altyd teenstand wees. Moet tog nie dink, dat as jy iets vir die Here doen, dat die vyand jou gaan uitlos. Hy wil draai om elke hoek en draai met verskillende goed. So, ons sien dat Josef is geroep en ons sien dadelik, daar's mense dat hom niks te like nie. En ons sien sy eie vlees en bloed, sy boeties, haat hom. Hulle hou niks van hom nie. En hulle is ook jaloers op hom, want hy loop met sy mooi kleed en dis 'n pragtige kleed. En hulle sê, ek het nie 'n kleed gekry nie. Hoekom kry hy 'n kleed en ons kry nie 'n kleed nie? Nou vandag sien jy dit ook nog steeds, dat mense sê, waar is myne? Ek het niks gekry nie. So hoekom het ek niks gekry nie, maar daardie een het gekry. En ons sien jaloesie was lewendig in hulle lewe. Lekker ons werk vir die Here. Okay. Maar herfs is op pad. Let wel, herfs is op pad. En Jakob roep vir Josef en hy sê, jou broers is besig om klein vir jou op te pas, daar by Sichem en daarin. Gaan kyk of is jou broers nog reg. En Josef sê, ja pa, en hy gaan hy. Okay, hy vat hoe lank. En hy kry hulle toe nou nie dadelik nie. Hy kry 'n man in die woestyn en hy vra vir hom, het jy nie my broers gesien nie? Hy sê, ja, hulle is na Dothan toe, want die gras en die goed was bietjie op, so hy loop toe na Dothan toe. Ek parafraseer nou, want ek het dit gelees. Okay, so jy kan dit self gaan lees. En hulle sien hom van ver af aankom en hulle sê, daar kom daai mislike ou mannetjie aan. Ek parafraseer. Hulle sê, daar kom daai dromer aan. En hulle het hulle gesigte seker getrek en hulle gesê, ons hou niks van hom nie.
En terwyl hy nog aankom, sê sy broers, kom ons maak hom dood. Kom ons maak hom dood. Hy is vir ons irriterend. Hy is vir ons irriterend. Ons lekker niks. Ek het julle gesê, as jy geroep is, moet jy weet, daar gaan teëstand wees, daar gaan moeilike tye wees, en jy gaan weerstand ervaar. En hier kom Josef by hulle aan, en dadelik gryp hulle hom, en hulle trek sy mooi lentepakkie uit. Sy rok met die mooi moue, trek hulle uit. En hulle sê, kom ons maak hom dood. En Reuben, wat die oudste is, sê, nee, kom ons maak hom nie dood nie. Daar's 'n put, dat die water in het nie. Kom ons gooi hom sommer daarin. Want Reuben het gedink, agterna sal hy sy broer gaan uithaal. Hulle vat hom toe, hulle gooi hom in die put. Nou, ek wil hê jy moet 'n bietjie dink 'n bietjie. Dit staan nie in die Bybel, maar hoe dink julle het Josef gevoel? Toe sy eie broers, 11 van hulle, teen een man, vat hom en hulle gooi hom in die put. En daai put was diep geweest. Hulle gooi hom daarin. Dink julle nie? Josef was hartseer. Dink julle nie Josef het gevoel, wow, dis nou my kastige familie. My bloedbroers, wat so maak. En hoe dink julle het Josef gesmeek en gesoek en gesê, nee man, wat maak julle? Nee, los my, nee, moenie. En Josef het sekerlik gesmeek en gesoek. Nou sy nog, sonder sy kleed ook. Wat was sy pragtige kleed? Was sy lentekleed. En hulle trek haar kleed uit, en hulle gooi hom op die grond neer. Hier kom Reuben uit die veld, uit die oudste broer, en hy sê, hy is nie meer in die put nie, want intussen het daar Midianiete verbygekom, en die ander broer sê, ons verkoop hom, ons verkoop ons broer aan die Midianiete. En hulle verkoop hom aan die Midianiete vir 20 sikkels silwer. En hier kom Reuben uit die veld uit en Reuben sê, waar is hy nou? Waar is die kind nou? Hy noem hom 'n kind. Hy sê, wat moet ek nou vir vader gaan sê? Hy sê, nee, ons het hom verkoop. Hy sê, moenie worry nie. Kom ons vat hierdie kleed. Dis herfs. Dis herfs in Josef se lewe. Hy mooi kleed word uitgetrek. Hy word geskeur. Hulle slag 'n bok. Hulle vat die bloed. Hulle smeer dit aan hy pragtige kleed. Dink gou aan die bome in herfs. Wat maak die bome in herfs? Hulle kleed val. Nee. En van daai blare is rooi en ander is geel en ander is oranje. Dis herfs in Josef se lewe. En ek dink Josef dink, Here, wat nou van die drome wat U my gegee het? Here, wat nou van die beloftes wat U vir my gegee het? Want God het hom beloof. Hy het 'n persoonlike verhouding met die Here gehad. God het hom beloof. Ek sal by jou bly. En hulle sê, kom ons vat daai rok. Ons gaan wys dit vir Vader wat by die huis is. En so is Josef verkoop aan vreemde mense. En so kom Josef in Egipte land aan. Hy's vreemd. Die mense praat 'n snaakse taal. Nee, hy verstaan dit nie. Hy sê Hebreër. Selfs die mooi rok wat hy gehad het, kan hy nie meer homself meer in die aand toevou nie, want hulle het dit ook weggevat. En hulle verkoop hom. Hulle verkoop hom aan Potifar, wat 'n hofdienaar was in Farao se leer. Josef ken nie die taal nie, hy ken nie die kos wat hulle eet nie. Ek wil jou een ding sê, as jy nou in China moet land, nee, in China, en jy sien wat hulle eet, nee, dan gaan jy jou doodgrop vir die goed wat hulle eet. Jy gaan sê, maar, nee man, ek soek my pap en my braaivleis en my tamatie en eie smoor. Nee, ek soek nie hierdie goed nie. En Josef het verlang na sy ouer huis, maar hy kon niks daaraan doen nie. En hy was 'n diensknegt in die huis van Potifar.
En nou, Potifar se vrou. Potifar se vrou. Sy sien hierdie jong man en sy probeer om hom te verlei. Maar Josef besluit, hy gaan nie 'n kans vat om 'n verhouding met haar aan te dood nie. En toe sy weer in die huis kom en daar's nie ander diensknegte nie, toe gryp sy hom aan sy kleed en Josef ruk weg en hy hardloop weg en sy sit met die kleed in haar hand. En toe begin sy skreeu, "Ai sies." Sy kon 'n Emmy gekry het vir toneelspel nie. En toe skreeu sy, "Help, help, help, help." Josef het my aangerand en bla 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 bla. En Potifar kom terug en hy sê, wat het hier gebeur? En sy sê, Josef het by my aangelê. En Josef word in die tronk gegooi. Nou is dit regtig herfs Winter. in Josef se lewe. Is dit winter? Dis nou regtig herfs. Wat se oorpakke dra hulle in Suid-Afrika? As jy in die gevangenis is, wie vind hulle kan? Oranje. Is oranje. Is oranje. Dis oranje. Soos herfsblare. Nee. Nou is sy klere tronkklere. En hy is in die herfs van sy lewe. En hy is alleen. Nou, jy kan dit gaan oplees. Ek het dit nou gister oor gelees, maar jy kan gaan opcheck as jy wil. Hy was 17 jaar oud. En toe hy uitkom uit die tronk uit, toe is Josef 30 jaar oud. Hoe lank was hy in die tronk? 16, 13 jaar. Nogal lank. En, maar nou die Bybel sê, God was met Josef. En Josef het nie, toe hy in die tronk gesit, wat sal ek en jy doen as ons in die tronk is? Ek weet wat sal ons doen. Ons sal hier teen die tralies slaan en sê, let me out, wanneer kom die tee, wanneer kom die kos? I want to break free. Nee, hè? Sal sing, I want to break free. I want to break free. Something like that. Josef nie. Josef het die ander mense in die tronk bedien. Dit staan daar. En die tronkbewaarders het hom naderhand so vertrou en het gesê, Josef, gaan doen jy dit, gaan doen jy dit. So Josef was basies in beheer geweest, want God was met hom. Nou is dit regtig waar. Winter in Josef se lewe. Toe hy in die tronk is, toe staan winter. En hy het gedink aan die drome van die verlede. En ek is seker, hy het gewonder, nou wanneer gaan God nou my oprig? En so beland daar 'n skinker en 'n bakker in die tronk. En hulle is ook in die tronk gegooi. En hulle droom. En hulle, toe Josef die oggend by hulle kom gaan lees, dit self in jou Bybel, toe is hulle gesigte bietjie, Toe sê Josef vir hulle, hoekom lyk julle so? Toe sê hulle, nee, ons het drome gehad. Ons weet nie wat beteken die drome nie. En Josef sê, vertel vir my, wat is die droom? En die skinker vertel vir hom sy droom. En Josef lees sy droom uit. Hy sê, weet jy wat? Binne 3 dae sal jy herstel wees in die koning se paleis. Maar doen my 'n guns. Mense, kyk hoe's mense. Maar doen my 'n guns. As jy weer by die koning kom, onthou my, sê tot vir die koning, ek is onskuldig in die tronk. En die bakker sê, wag het ek my droom wil vertel, hy vertel toe sy droom. Josef sê van, ek is jammer, maar jou droom is 'n uitleg, is 'n bietjie negatief. Jy gaan opgehang word aan 'n paal, jy gaan nie terug paleis toe nie. En so gaan 2 jaar verby. Die bakker verloor sy lewe. Die skinker is weer terug in die paleis, skink vir die koning, skink vir die koning.
Josef het gesê, onthou my, dink tog aan my, dink tog aan my as jy weer terug is, ek is onskuldig in die tronk gegooi. Die skinker het vergeet. Heeltemal vergeet. En ons kan iets leer daaruit. Mense moet nooit as jy iets vir mense doen, dit neerskryf en iets terug verwag nie. As jy iets vir mense doen, doen dit vir die Here. Ja, Moenie iets terug verwag nie. amen. Maar jy gaan teleurgesteld wees, want jy sal oor riviere swem vir mense, en dan as hulle oor 'n plassietjie water moet spring vir jou, dan skielik het hulle 30 verskonings, waarom hulle dit nie kan doen nie. Dis die menslike natuur. En, nou ja, kom ons gaan aan. Josef word ontwikkel in die winter van sy lewe. En God was met hom, lees dit in Genesis. God was met Josef gewees. En so begin die winde waai. En Farao droom, hy droom van die 7 vet en die 7 maarkoeie en die 7 vetare en die 7 maarare. En die droom puzzle hom. Die droom puzzle hom. Hy weet nie wat dit beteken nie. En hy roep al sy mense, hy sê, kom, help my, vertel vir my wat beteken hierdie droom, want die maarkoeie en die vetkoeie wat uit die Nyl uit opgekom het, die maarkoeie het die vetkoeie ingesluk En steeds maar gebly. en nog net so maar gebly. Jy kon nie sien dat hulle magies bietjie groter is of niks nie. En dieselfde met die koringare. In hierdie droom het vir hom gepuzzle. Nou, ek wil hê jy moet verstaan. Jakobus 1 vers 2 sê, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande moeilikhede, versoekings val, omdat die beproewing van jou geloof lydsaamheid bewerk. As jy op die oomblik in die tronk is, as jy op die oomblik in die winter van jou lewe is, hou goeie moed. God is besig om jou wortels dieper te vat. Want dis wat 'n boom doen in die winter. Sy wortels gaan dieper. En skielik onthou die skinker, hy sê, koning, ekskuus tog koning. Ek weet daar's 'n ouetjie in die tronk, 'n Hebreër. Hy kan drome uitlê. En die koning sê, bring hom. Nou, Josef het wat sy kleertjies aan, tronkkleertjies, winterkleertjies, nee, winterkleertjies. En hulle haal vir Josef uit die tronk uit, hulle skeer hom mooi, hulle laat hom was, en hulle trek vir hom daarom 'n bietjie beter klere aan, dat hy by die koning kan kom. Kan jy sien, Josef se somer is besig om aan te breek. Sy lente. Ja, dis nou sy lente, maar na die lente kom die somer. Maar daar's 'n change of seasons. Daar's 'n verandering, daar's 'n wind wat besig is om te waai. En hy kom voor Farao en hy lê Farao se droom uit. Hy sê vir Farao, o Farao, die droom van die 7 vetkoeie en die 7 maarkoeie en die 7 vetare en die 7 maarare is alles dieselfde betekenis. Daar gaan 7 goeie jare wees in die Egipte land. Oorvloed, te veel koring en 7 maarjare. Koning, dis goeie raad. Spaar nou al die koring op. Laat ons dit bære en dan, wanneer die hongersnood kom, dan sal daar genoeg wees. En die koning sê, ja, dit is nou goed. Hy sê, maar waar gaan ek het nou iemand nodig wat ek kan aanstel oor hierdie situasie. En waar gaan ek nou iemand kry wat soveel verstand het? Hy sê, weet jy wat, jy het die drome uitgeleg. Laat jy dit sommer doen. En skielik verander Josef se kleertjies van die ou kleertjies waarmee hy uit die tronk uitgekom het. Sê die koning, trek vir hom
linneklere aan, skoon linneklere aan. En die koning vat sy ring en hy gee sy ring vir Josef. Hy sê, sit hierdie ring aan, want hierop staan my naam. En hy sit 'n goue ketting om Josef se nek en hy sê, jy moet dan nou alles gaan doen wat jy gesê het wat ons moet doen, sodat ons in hierdie hongersnood kan oorleef. En hy het hom laat ry op sy rytuig. En Josef het reg deur die land gegaan en hulle het graan en koring opgestoor. En hier stel hy hom aan as hoof vir die hele Egipte land. Josef is hoof van die hele Egipte land. Amen. En hy dra die klere van die somer van sy lewe. Moenie huil as dinge nie wonderlik gaan vir jou nie. Josef beleef wonderlike tye in Egipte land, maar hy het nooit vergeet waar hy vandaan kom nie. En hier kom sy broers eendag om koring te koop in Egipte land. En Josef sien hulle en hy herken hulle, maar Josef lyk nou anders, want hy bly in Egipte land. Ek is seker hy het sy kop kaal geskeer, amper soos Christopher. Nee, hy het nie 'n kuif oorgelos nie, hy dink hy het alles afgeskeer. En hy het Egiptiese klere aan en 'n Egiptiese vrou getrou en hier kom hulle. Nou, dis 'n lang storie, ek gaan hom nie heeltemal vertel nie, maar hulle kom voor hom en hulle sê, ons kom om kos te koop. En Josef sê vir hulle, is nie, julle is spioene, julle lyk vir my soos spioene. Hulle sê, nee my Heer, ons is nie spioene nie, ons is almal broers van een vader. Hy sê, hoeveel broers is julle? Hulle sê, ons was 12, maar nou is ons 11. Want die een broer is nie meer nie. Hulle weet nie, hulle praat nou met hom nie. Lekker leenaars nie, lekker speel hulle toneel. Hy sê, maar die een broer is daar nie meer nie. Lekker lieg hulle nie. Maar hulle het vir hom neergebuig. Ja, ek kom daarby. En hy vra vir hulle, hy sê, so waar kom julle vandaan? Hulle sê, ons kom uit Kanaan uit. Hy sê, asseblief my Here, ons is nie spioene nie, ons het net 'n bietjie kom kos koop vir ons ou vader. Hy sê, weet julle, ou vader, leef julle vader nog? Want Josef wil weet of leef Jakob nog, want hy is lief vir sy pa. En hy sê, ja, hy leef nog, ensovoorts. Nou, ek gaan nie die hele storie vertel, ek gaan lees dit. En so het hulle gekom, hulle het kos gekoop, en Josef het gesê, goed, maar, as julle weer kom, waar is julle jongste broertjie? Hulle sê, nee, Benjamin, hy is by die huis. Hy sê, as julle weer kom, en julle bring hom nie saam nie, verkoop ek nie die koring aan julle. Nou, Benjamin en Josef was die twee seuns wat hy gehad het, by Rachel, die vrou wat hy lief gehad het. En, lang storie kort, ek gaan nie verder daarop, jy kan dit self gaan lees. Maar, op die einde van die storie, kom sy broers weer voor hom, en hulle buig voor Josef neer. Ek het nou gekondenseer, nee. Hulle buig voor Josef. Dis Genesis 42 vers 6. En hulle buig voor hom. Hy herken hulle, maar hulle ken hom nie. Ensovoorts. Hoofstuk 45 kan Josef dit nie meer hou nie. Josef maak hom bekend aan sy broers. Hy sê, dit is ek. Dis ek, julle broer, wat julle verkoop het. En vers 7 is vir my fenomenaal. Hy sê, moet dan nie sleg voel nie, want God het my vooruitgestuur om 'n oorblyfsel te bewerkstellig, sodat julle in die lewe kan bly. Amen.
Hy vergewe hulle. Want hulle vra hom, en hulle sê, asseblief vergewe ons. Nou, kom ons kom terug na die 4 seisoene. Wat is tekens in jou lewe dat jou seisoen besig is om te verander? Hoe sal jy agterkom daar's 'n seisoen besig om te verander in jou lewe? As jy nie meer wêreldse dinge begeer nie, dan moet jy weet, jou seisoen is besig om te verander. Jy is besig om volwasse te word. Kinders soek sweets en koeldrank en roomys en chips en 'n fiets en allerlei goed. Groot mense soek rus en vrede. Amen. So jy's besig om te groei. Psalm 73 vers 25 sê, buiten U begeer ek niks. Buiten U God begeer ek niks. Dis 'n teken dat jou lewe besig is om seisoene te change. Die tweede teken, mense verlaat jou en dis goed. Party mense sê vir jou, tata, is 'n teken dat jou seisoen besig is om te verander. Mense in jou lewe is so scaffolding wat rondom die gebou is. Maar mense is nie die gebou nie. Mense is so scaffolding. As die gebou klaar gebou is, wat maak jy met die scaffolding? Los jy dit dan? Nee, dit gaan weg. En hier sien ons in Josua 1, en God sê vir Josua, kyk, my knegt Josua is, my knegt Moses is dood, nou moet jy dit doen. Wie van julle het al baie mooi gekyk hoe iemand byvoorbeeld koeksisters maak soos Daleen, en jy het dit al 100 keer gesien en jy dink, ag, dis maklik, ek kan koeksisters maak. Nee, dit is maklik, ek het dit gesien. Ok, en dan gaan probeer jy dit, en dan is dit die grootste vlot op aarde. Wie van julle het al gesien hoe mense 'n huispak bestuur en 'n kraan bewerk? En jy dink, ag, is maklik, meester, kan jy liewer op en af. Doen nie so maklik nie. Wie van julle het al gepreek en gedink, ag, dis toch so maklik, weet jy, pastoor Jan, ag, is peanuts, man, enige iemand kan dit doen. Ok, kom doen dit. Kom doen dit vir hoeveel jaar? 40? Amper 100. Amper 50 jaar. Kom doen dit self. En so was dit met Josua. Josua het langs Moses gestaan. Hy het gesien hoe Moses die volk gelei het. En skielik is Moses dood en die Here sê vir hom, ok, is nou jou beurt. Hy sê, nou ek het gesien hoe Moses dit doen, maar weet regtig waar nie of ek dit kan doen nie. Jy sien, dit is heeltemal 'n ander storie as jy in iemand anders se skoene is. Maar dit was goed vir Josua, want hy het geleer, hy kan dit ook doen. Amen. Mense verlaat jou baie keer en dis goed. Ek het al op hierdie stoep van hierdie kerk gestaan en mense vasgehou en gehuil as hulle weggaan. Kinders, jong mense wat in hierdie kerk was, sonnaskool was, en dan hou hulle my vas en hulle huil en ek huil. En you must get over it, because people come and people go. Jy kan nou niks doen nie. Nou, jy kry 'n nuwe familie en dit is goed. Weet dit, dat as een ou gaan, het die Here reeds 'n ander persoon daar gesit. Vir 'n spesifieke doel. Amen. Nou, jy kry meer verantwoordelikheid. Jy word gestretch. Amen. Jy word gerek. As jy in 'n nuwe job is, word jy gerek. Nee, selfs maklik nie, maar jy moet leer om aan te pas. En God voorsien nou op ander maniere. Nou, ek gaan afsluit daarmee. Dis nogal humoristies. Die volk van die Here is in die woestyn. En elke oggend dan kyk hulle. Ek gaan nou 'n bietjie
humoristies wees. Elke oggend kyk die volk, wat is op die menu? Marco is die mense daar by die restaurant, sê, wat is op die menu? Nou, die Israeliete elke môre, wat is op die menu? O, manna en kwartels. Manna en kwartels. Okay, manna en kwartels, manna en kwartels, manna en kwartels, manna en kwartels. Dis nou hoog van Totdat hulle naam lekker dik geraak daarvoor, manna en kwartels. Maar weet jy wat? Hulle moes nie die manna groei nie, en hulle hoef nie die kwartels groot te gemaak het nie. Hulle kon net uit die tent uitgaan, en die manna optel, en die kwartels vat, en die kwartels kategorieë en die kwartels kook. Nee, so dit was so maklik. Maar nou, as jy in die somer van jou lewe is, voorsien God op 'n ander manier. Nou, gee hy nie meer vir jou elke dag manna nie, en kwartels nie, hy gee vir jou melk en heuning. Beloofde land, melk en heuning. Alright, so, in die beloofde land, kan julle vir my sê, Jan, kan jy vir my sê, in die beloofde land, is daar so groot pyp, met 'n kraan wat mens oopdraai, en dan loop daar wat uit, melk aan die kant, en heuning aan daai kant. Is dit hoe dit werk? Nee, Toe nie. Wie van julle het al heuning gaan uithaal? Here sê, ek gee vir jou melk en heuning, maar ek gooi dit nie in jou skoot nie. Here sê, daar's die bynes. Sien jy? Daar's die. Gaan haal die heuning uit. God verwag nou meer van jou. Jy's 'n groter mens. Amen. Jy's nou in die somer van jou lewe. God gaan nie meer elke dag vir jou sê, okay, hier's jou bakkie manna hoor, en hier's jou bakkie kwartels. Die Here sê, daar's die heuning, melkie koei. en daar's die melk, gaan melk die koei. Eers moet jy sorg dat die koei eet, dan moet jy die koei se spene was. Jy moet gaan sit onder die koei, en jy moet melk. En as jy nie 'n lui mens is nie, dan kan jy die melk eet, en jy kan die room gebruik, jy kan kaas maak, jy kan allerlei goed maak, en jy kan die heuning eet. Kan jy sien, as jy in die somer van jou lewe is, voorsien God nou vir jou, op 'n somer manier, want jy is nou 'n volwasse mens. Jy het groter verantwoordelikheid. En so sit baie van ons jeug deesdae, en hulle sit met hulle foontjies. Ek kry nie werk nie, daar is nie werk nie. Ja, want jy is lui. Daar is heuning, jy moet dit net gaan uithaal. Daar is melk, maar dit is in die koei. Die koei gaan melk, om die melk te kry. Amen. God verwag nou bietjie meer van jou. Kyk. Nou, party mense kan die hele dag sit en mou. Nou moet ek al weet die koei gaan melk. Hoekom altyd ek? Want jy is 'n groot mens. Jy doen groot mens dinge, en jy is in die somer van jou lewe. Amen. Staan regop en sê, ek gaan die koei melk. Amen. Amen. Prys jouself. Wat beteken dit om te sê prys jouself? Maak jou maagspiere styf en sê, ek sal die koei gaan melk. Amen. Ek sal doen wat moet gedoen word. Amen. Hou op om fout te soek. Daar's 'n tyd vir alles. Amen. Sê Prediker 3. Daar's 'n tyd om te werk, daar's 'n tyd om te slaap, daar's 'n tyd om te rus, en daar's 'n tyd om die koei te gaan melk, en daar's 'n tyd om die heuning te gaan uithaal. Die Here gaan nie 'n pyp vir jou aanlê na jou kaja toe, waar jy die kraan oopdraai en dit loop in jou kombuis in nie. Dis nie hoe somer werk nie. Amen.
Wees 'n blessing oral waar jy gaan. Moenie negatiewe goed versprei nie. Hou jou eie lewe dop en bid elke dag. Bestudeer jou Bybel. Hou op met die versiebrigade. Weet jy wat die versiebrigade? Ek stuur vandag vir jou 'n versie. Hier is jou versie. Dis te min. Dis te min. Een versie is te min, want jy ruk hom uit verband uit. Lees jou Bybel. Vat jou Bybel, sit die Bybel in elke vertrek en lees jou Bybel. Bestudeer jou Bybel. Nou, stres, kom ons praat gou oor stres. In Jesaja staan daar, they that wait upon the Lord, maar die wat op die Here wag, wag nou so 'n bietjie. Die wat op die Here wag, sê julle vir my, Jannie, sê jy vir my of is dit wat daar staan? Jan sê vir my of is dit wat daar staan? Die wat op die Here wag, die Here sal hulle stres wegvat. Is dit wat daar staan? Wat staan daar? Hy gee jou nuwe krag. Sodat jy die nuwe verantwoordelikheid kan hanteer. As jy gestretch word en jy voel, ek word nou gestretch. Moenie met gister se krag probeer om vandag se taak te doen nie. Kry nuwe krag. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Jy kan nie met gister se krag vandag se werk doen nie. Amen. Jy moet elke dag krag opbou. Nou, verskillende maniere ons krag kan kry. Jy kan vir iemand sê, ag bid vir my, ag bid vir my, ag bid vir my, bid vir my, bid vir my. 1 Korintiërs 14. 1 Korintiërs 14 vers 4. Maar hy wat in 'n taal bid, stig hom self. Bid in tale. Bid in tale. Dit bou krag. Amen. Kom, ek wil julle hoor. Ek wil julle hoor. Bid in tale. Bid in tale. Dit gee vir jou nuwe krag. Amen. Dan hoef jy nie. Jy hoef nie rond te loop soos 'n bedelaar en sê, ag, het jy nie vir my 'n bietjie krag nie? Ag, het jy nie vir my 'n bietjie krag nie? Hou op bly wees. Bid in tale. Jy sal krag hê. Amen. Vat jou Bybel, lees hom. Bid in tale elke dag. Jy sal krag hê. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos van arende. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. En so moet jy baie keer Kobai sê vir die seisoen wat verby is, want daar is 'n nuwe seisoen. Amen. Halleluja. Dankie Hemelse Vader vir die woord. Dankie Here dat ons kan leer, dat ons altyd maar altyd kan staatmaak op U Gees, soos U vir Joshua gesê het. Wees volmoed, wees sterk. Ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. So sê U dit vir ons vandag, Here. U is ons rots, U is ons anker. Here, as dinge rondom ons skommel en omstandighede verander en mense verander rondom ons, dan staan ons steeds stewig en vas op U woord, wat nooit wankel nie en nooit sal verander nie. Dankie Jesus. U is gister en vandag tot in alle ewigheid dieselfde. Amen. Amen. Dan mense wat gebed nodig het,